Ons kom volgend af met 'n splinternuwe reeks. Die reeks se naam is Geesdriftig. En in hierdie Geesdriftig reeks kyk ons na die Heilige Gees. Ons kyk na wie hy is en ons kyk na wat hy in ons lewens kon doen en wat hy in ons lewens kom bewerk. Hierdie reeks volg nou baie mooi op die Jesus reeks. Want alles wat Jesus op hierdie aarde gedoen het, alles wat Jesus op hierdie aarde kon bereik het, was deur die krag van die Heilige Gees. Inteendeel, soveel so, dat voordat Jesus een dag in sy lewe bedien het, is hy gedoop. En ons het ook vanoggend die geleentheid om 2 manne te doop, en ons maak daai getal maklik 3 of 4. So indien die Here al 'n rukkie met jou praat en jy weet dat jy gedoop moet word, jy is nog nie gedoop nie, vandag is dalk jou kans. Maar wat ons sien uit die bediening van Jesus uit, is dat alles wat hy gedoen het, was in die krag van die Gees. Dis wie hy was, dis hoe hy geleef het. En reg aan die begin van sy bediening, voor die eerste dag van sy bediening, is hy gedoop. En dan lees ons in Lukas 3, dat in daai selfde oomblik het die Gees, soos 'n duif, op hom kom neerdal. Direk daarna is Jesus vol van die Heilige Gees, gelei deur die Heilige Gees, die woestyn in, om vir 40 dae daar deur die duiwel versoek te word. 13 versies verder lees ons Lukas 4 vers 14, wat sê, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees. So ons het Jesus wat sy bediening begin, deur die stap van gehoorsaamheid om gedoop te word. In daai oomblik daal die Gees op hom neer, soos 'n duif. Direk daarna is hy vol van die Gees, en word hy gelei deur die Gees, die woestyn in, om vir 40 dae deur die duiwel versoek te word. Dan, 13 versies verder, stap hy uit daai woestyn uit, in absolute oorwinning, en dinge het 'n bietjie intensify, dinge het 'n bietjie verdiep, want Jesus het beweeg van vol van die Gees, gelei deur die Gees, na vol van die krag van die Gees. En dan stap Jesus uit die woestyn uit, vol van die krag van die Gees, en hy het sy eerste publieke verskyning. En in sy eerste publieke preek, in sy eerste publieke verskyning, lees hy uit Jesaja 61, en hy kom bevestig vir ons, dat alles wat ek doen, is deur die krag van die Gees. Want ons lees die volgende, in Lukas 4, vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Wat Jesus doen, is hy modelleer vir ons, en hy wys vir ons, dat terwyl hy op hierdie aarde was, terwyl hy hier bedien en gewerk het, was alles wat hy gedoen het, en alles wat hy was, in die krag van die Gees. En dit is goeie nuus vir jou en vir my. Dit is goeie nuus vir jou en vir my, dat niks wat Jesus op hierdie aarde bedien, bereik of bewerk het, in sy eie krag was nie, maar in die krag van die Gees. Dis goeie nuus vir ons, want die Gees is ook vir ons beskikbaar. Soos wat Jesus onder leiding van die Gees en vol van die Heilige Gees en in die krag van die Gees kon bedien en leef en impak maak, so kan ek en jy ook. Jy sien, as Jesus enkel en alleen uit sy eie krag as die Seun van God kom doen het wat hy op aarde gedoen het, was ek en jy beperk tot toeskouers. Maar omdat hy dit wat hy gedoen het, deur die krag van die Gees gedoen het, soos wat ek en jy ook kan, is ons bevorder tot deelnemers. Is dit nie merkwaardig nie, dat dit wat Jesus op hierdie aarde gedoen het,
was nie net omdat hy die seun van God was nie, maar was omdat hy die gees van God gehaat het, die gees van God gehoorsaam het, in dit het hy die krag van die gees ervaar, en daardeur het hy die lewe geleef, wat hy geleef het, en dit is beskikbaar vir jou en vir my. En dit is waaroor die geesdriftig reeks gaan. Die geesdriftig reeks gaan daaroor dat ek en jy gedryf en gemotiveer en aangemoedig word deur God se gees wat in ons bly. Hy woon en hy werk in elkeen van ons wat glo en wat hom vra. Dis waar die gees is, beskikbaar vir jou en vir my. Aktief in jou lewe, in jou situasie. In elke oomblik is hy naby aan jou. In elke oomblik is hy in jou. In elke situasie en omstandigheid is hy die wyse raadgewer wat nie ver is nie. In elke oomblik is hy die krag van God aan jou sy. In elke oomblik is dit hy wat jou herinner aan wat Jesus kom doen het. In elke oomblik is dit hy wat die liefde van die Vader in jou hart kom bevestig. Inteendeel, dis hy wat in jou hart uitroep, Abba Vader. Dis hy wat jou herinner aan wie jy behoort en wat jou identiteit is. En daai gees, die Heilige Gees van God, kom werk en leef in elkeen wat glo en in elkeen wat daarvoor honger, vir elkeen wat daarvoor soek. Jou geloof in Jesus is krities. Hoor wat sê hy in Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En die kruks is vers 39, dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo, sal ontvang. Jesus staan op voor 'n menigte. Die laaste dag van 'n groot fees, toe almal daar is, en hy sê, as jy dors het, kom drink van my. As jy dors het, kom na my toe, die fontein van lewe, en jy gaan die Gees ontvang, en die Gees sal binne in jou 'n fontein word van lewende water, en jy sal nie weer dors kry nie, want elkeen, dis belangrik dat hierdie ding gaan vassteek in jou hart, dit het hy gesê van die Gees, want elkeen wat in hom glo, sal die Gees ontvang. Dis hoe ek en jy die Gees ontvang, deur te glo. En ons baie ander teorieë daar buite, en dis hoekom ek hierdie basiese punt vanoggend so definitief net wil bevestig, en so definitief net uit die woord uit vir jou wil bewys. Want ons baie ander teorieë daar buite, maar hier is die belofte van Jesus, dat elkeen wat dors het, elkeen wat honger het, en wat na my toe kom, die fontein van die lewe, hy sal die Gees ontvang, en die Gees sal uit hom uitborrel. Dit sal soos 'n fontein in hom uitloop, en dit praat van die Gees, vir elkeen wat in hom glo. So dit is die uitsluitlike meriete waarop ek die Heilige Gees ontvang. Dis die meriete waarop ek die Heilige Gees vind. Ek glo in wie Jesus is, en ek kom na die fontein van die lewe. Ek kom na Jesus toe, en die Gees word vir my gegee, en hy word in my 'n fontein wat uitborrel. Maar jou honger, en jou begeerte, en jou soeke na die Gees, jou vra na die Gees, is net so krities, is net so belangrik. Hoor wat sê Jesus in Lukas 11. En hierdie is 'n baie bekende gedeelte wat al gereeld gekwoteer is, van plek tot plek, maar dit is seker die gedeelte in die Bybel wat ons die maklikste buite sy konteks aanhaal. Wat ons die maklikste gebruik vir allerhande dergelike dinge, maar jy sal duidelik sien dat Jesus het die konteks van hierdie skrif vooraf bepaal. Jesus het vooraf sy belofte duidelik gemaak.
En jy gaan dit sien, as ons dit saam lees vanoggend, Lukas 11. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en wie soek, vind, en vir wie klop, sal oopgemaak word. Watter vader onder julle sal as sy seun hom 'n vis vra, vir hom 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet hoe om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat vra. En daar kom die konteks van die gekloppery nou mooi na vore. En daar kom die konteks van die gevra en jy sal vind, en soek en jy sal kry, en klop en jy sal oopgemaak word voor. Daar kom die konteks in wat ons goeie God beloof is dat dit sy begeerte is, dat dit sy behaag is, dat dit hom opgewonde maak om sy gees te gee vir die wat vra. So waar woon en werk die Heilige Gees? In elke een wat in geloof na Jesus toe gaan. Want daar ontvang ek en jy die Heilige Gees. Waar woon en werk die Heilige Gees nog? In elke een van ons wat klop en wat vra en wat sê, Here, ek begeer. En dit alleen is hoe ek en jy die Gees van God ontvang. En gemeente, dit is my begeerte vir vanoggend. Reg aan die begin van 'n geesdriftig reeks is dit wat ek vir ons begeer. Ek begeer dat ons vanoggend as gemeente in geloof na God sal gaan en vir hom sal vra, Vader, ek begeer u Heilige Gees. Want ek weet ook hierdie, dat baie van ons kom uit verskillende agtergronde uit. En baie van ons bou so 'n ligte sweekie op die bo-lip, as iemand begin praat van die Heilige Gees. Want in die naam van die Heilige Gees het ons dan nou al vir jou die interessanthede van die lewe teëgekom. En in die naam van die Heilige Gees het ons in baie dinge gesien, wat ons nie altyd meer gemaklik was nie, en wat ook nie altyd so lekker te vind is in die woord nie. Maar vanoggend wil ek jou gerus stel. Wat ek vir jou mee wil geruststel is die volgende, dat ons God is goed, en as ek en jy hom vir 'n brood vra, gaan hy nie vir ons 'n klip gee nie. En wanneer ons hom vra vir die Heilige Gees, wanneer ons nou hom kom met 'n honger vir sy Gees, dan is dit juist dit wat hy bitter graag vir ons wil gee. En dan is die vraag in ons almal se harte natuurlik, maar wat sal gebeur? Wat sal gebeur as ek nou die Heilige Gees kry? Kom ons sê, ek glo vanoggend dat Jesus die fontein van die lewe is. En kom ek besluit, ek wil my lewe wegdraai van watter rigting ek ook al op pad was, en ek wil na die fontein van die lewe draai, en ek wil na Jesus gaan, en ek wil vir hom leef. In daai oomblik, sê die woord, sal ek die Gees ontvang. En nou het ek 'n begeerte vir meer van God se Gees, en ek kom voor die Vader, en ek vra, Vader, vul my met u Gees. En nou is ons op ons senuwees, want ons het vra. Ons het vra oor wat sal gebeur, en in sekere kringe het ons ook vra oor wat moet gebeur. Want ons ook 'n verhaal wat sy ronde doen, dat as 'n sekere baie spesifieke ding in 'n spesifieke orde nie gebeur het nie, dat jy dan dus nie die Gees het nie. En ek kan nie eintlik meer met dit verskil nie. Maar dit vat nie die vraag weg nie. Die vraag wat jy vanoggend in jou hart het wat vra, right Nila, kom ons gestel. Ek glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En ek draai na hom toe. En ek kom by die Vader en ek vra vir die Gees, wat gaan gebeur? En die eenvoudige antwoord wat ek vir jou het is, ek weet nie. Ek weet nie wat gaan gebeur as God sy Gees in jou hart uitstort nie.
Ek weet nie wat gaan gebeur as hy jou kom volmaak met die Gees nie. Wat ek wel weet is iets gaan verseker gebeur. Want Paulus verduidelik dit so mooi in 1 Korintiërs 12. Hy sê, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elke een afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. So hier is waar ek en jy hout gerus kan raak. Ons kan hout gerus raak in die feit dat ons God goed is. Ons kan hout gerus raak in die feit dat hy ons net wil lei tot lewe en tot verhouding met hom. En dan kom ek en jy met geloof en ons vra dat hy ons sal vul met die Gees en ons is vol vra. Ons is vol verwondering. Wat gaan gebeur? Paulus sê ons sal maar moet bid en kyk. Ons sal maar moet vra en sien. Want daar's 'n verskeidenheid van genadegawes. En daar's 'n verskeidenheid van bedieninge. En daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge. Maar wat beslis is dat aan elke een afsonderlik word daar 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En nou begin hy bietjie uitbrei op die lysie binne in die verskeidenheid. Hy sê aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En aan 'n ander om dit te kan uitlê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Is dit nie beautiful nie? Dat die Gees van God, wanneer hy in ons kom woon en in ons kom werk, dan gee hy ook vir ons gawes en geskenke, hy gee vir ons vermoëns wat ons kan uitleef. En die Bybel is so duidelik dat daar 'n verskeidenheid van die goed is, en dat daar 'n klomp is wat hy kan gee, maar die Bybel is net so duidelik dat hy dit aan elke een gee. En dat ek en jy dan die verantwoordelikheid of meer die voorreg het om daai gawe te kan bring. Hier waar ons by mekaar is. En wat vir my merkwaardig is dat God se Gees baie keer geduldig sal wag om ons te seën en te bedien. Hy sal geduldig wag om ons te seën en ons te bedien en ons te ontmoet, totdat een van ons opstaan en hierdie gawe begin gebruik. Dan sal jy sien dat die seën van ons God begin vloei. En toe ek voorberei en ek besef hierdie ding en ek sê, Here, kan dit waar wees? Dat u Gees geduldig sal wag om ons te kom bedien, totdat ons dit aktiveer, totdat ons u daarvoor vra, totdat een van ons met een van hierdie gawes kom en iemand anders bemoedig, totdat een van ons kom en die ander aanmoedig, of bemoedig, of stig, of laat groei. En die Here vat my in daai gedeelte in Numeri. Numeri is nou diep in die Ou Testament, né? Maar in Numeri 6 is daar hierdie seën wat God vir Moses gee, om vir Aaron te gee.
En dan sê God vir Moses, sê vir Aaron, so moet hy die mense seën. Die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die Israeliete seën. Sê vir hulle, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. So moet hulle my naam op die Israeliete lê, dan sal ek self hulle seën. Sien jy wat daar gebeur? Sien jy wat daar gebeur? God gee die opdrag aan Aaron en aan die ander priesters. En hy sê vir Aaron, so moet jy die volk seën. Sê vir hulle, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. So moet jy my naam op hulle lê en dan sal ek hulle self kom seën. Jy sien, ek dink ons skuld dit aan mekaar in geestelike families soos hierdie, om daai seën oor mekaar te spreek, om daai lewe oor mekaar te spreek. Ek dink ons skuld dit aan mekaar hier in geestelike familie, om mekaar op te bou en te bemoedig en te vertroos met ons woorde. Ek dink ons skuld dit aan mekaar om mekaar te herinner met ons woorde aan wat belangrik is. En soos wat ek en jy die woorde begin spreek wat opbou, soos wat ek en jy die woorde begin spreek wat lewe gee, wat sê die woord vir die priesters van die ou verbond? Vir die priesters van die ou verbond sê hy, as jy die woorde gespreek het, dan sal ek kom en dan sal ek hulle self seën. In die nuwe verbond, wat leer ons in Hebreërs? Wie is die priesters van die Here op die aarde? Nou, ek en jy is die priesters van die Here op die aarde. Nou, en kan dit wees dat in dieselfde manier wat God geduldig gewag het, dat Aaron die seën spreek voor hy self sy mense kom spreek, kan dit wees dat God ons op dieselfde manier wil gebruik. Want wie ook al vol is van die Gees van God, word die priesters van die nuwe verbond. En dit is in die verskillende en die verskeidenheid van gawes wat die Gees gee, wat ons oor mekaar spreek, woorde van wysheid, woorde van kennis, woorde van profesie, woorde van bemoediging, en dit is binne in daai seën wat ons as liggaam na mekaar toe bring, wat die Gees dan vaardig word, en wat God sê, dan kom ek self, en ek kom seën julle. Moet dit nie onnodig kompleks maak nie, moet dit nie onnodig ingewikkeld maak nie, om onder leiding van die Gees iemand te bedien, is eenvoudig om hom te bemoedig, is om jou woorde te gebruik en lewe te spreek, is om jou woorde te gebruik en liefde te deel. Dit is die hart van ons God. Gemeente, staan saam met my. Vader, ek dank U vanoggend vir hoe getrou U is. Ek dank U vanoggend, Vader, dat dit U begeerte is om U Gees vir elke een van ons te gee. En ek dank U, Here, dat te midde van die Gees wat U vir ons gee, ontvang ons ook hierdie gawes, hierdie seëninge en geskenke waarmee ons mekaar kan bedien, Here. En Vader, is binne in die bring van my gawe wat U self die volk seën. Dis in die bring van die gawe wat U vir elkeen van ons individueel, afsonderlik soos die woord sê, gee, wat dan maak, Here, dat ons mekaar kan bedien, dat ons mekaar kan bemoedig, en Here, wat op die einde van die dag maak, dat U seën oor ons kom, as 'n groep mense, Here. Maar Vader, ons weet ook in die woord, wie is die, wat die Gees het? Is hulle wat glo, en is hulle wat vra. En vanoggend, Vader,
Ons goeie Vader, wil ons na U toe kom, en ons wil vra dat U ons sal vul met die Gees. Gemeente, wil jy nie net jou arms so voor jou uitstrek nie? En in jou eie woorde, vir ons goeie Vader vra om jou te vul met sy Heilige Gees. Wat gaan gebeur? Dit kan ek nie beloof nie. Dat iets gaan gebeur, dis ongetwyfeld. Maar bring jou honger voor die Here vandag. Vir die Here gevra om ons sommer net 'n bietjie te bedien, terwyl ons uitroep na ons God. Here, U teenwoordigheid is wat ons anders maak. Here, die invulling van U Gees is wat vir ons lewe gee, en wat maak dat daar 'n fontein in ons binneste is wat uitborrel, Here. Vader, vanoggend is ons honger vir U. Ek gaan nou stil bly en dan gaan ons lekker uitroep na die Here. Ek gaan nou stil bly en dan gaan DG sing en ons gaan die Here vra om ons te kom vul met sy Gees. Maar ek wil jou ook herinner dat as jy vanoggend in hierdie saal staan en jy is reeds gevul met sy Gees, dan moet jy nou jou oë oophou en kyk na wie dit is wat die Here jou stuur. Want miskien is daar iemand in hierdie saal vanoggend wat wag vir jou woorde, wat geestelik opbou, bemoedig en versterk, sodat die seën van God ook oor sy lewe kan kom. As jy gevul is met die Gees, moet jy weet, jy het iets om te gee. Jy is hier om te bedien. En as jy dalk voel, jy het net iemand nodig om saam met jou te stem en saam met jou te bid, kan jy ook hier na vore kom. Hier gaan mense wees wat saam met jou bid. Kom ons roep net uit na die Here. Ons gee so 5 minute, sing sommer net saam. Ons vra ons goeie Vader, ons te vul met sy Gees.